Welkom by AMT se FFG Ekonomie en Risiko-oorsig. Ons gesels met Waldo oor die impak van die oorlog op ons ekonomie, terwyl Pieter van FFG gesels oor wat se ekstras jy moet verseker op jou bakkie. Moontlik gemaak deur FFG. Die rand verswak na R18 per Amerikaanse dollar, staan op R20.73 teenoor die euro, R24.22 teenoor die Britse pond en op R11.70 teenoor Australië se dollar. Die Brent oliepryse het egter skerp gestyg na $75.88 per vat as gevolg van die oorlog in die Midde-Ooste. Maar kom ons gaan kyk, wie was die wenners en die verloders uit hierdie oorlog? Ons gesels soos ouer gewoonte met Prof Waldo Kriel van die Noordwes Universiteit en dit is 'n baie interessante week wat ons gesien het. Baie skerp beweging in oliepryse gewees, oorloë wat uitgebreek het en die rand wat vir een of ander rede redelik stabiel gebly het. Baie welkom by ons Prof. Dankie Johnny, ek dink dis interessante dinge. Ons kan nou bespiegel op die ekonomiese aanwysers en so en sê olie soontoe, rand soontoe en dan as die missiele trek, dan lyk dinge anders. Ja, so wat jy nou sê, die missiele trek, ek dink die groot nuus eintlik nou van die afgelope week is die Iran-Israel oorlog en die effek wat dit op die markte gehad het en wat ek aan dit by wil heg by jou is, wie was die wenners en wie was die verloders uit hierdie situasie? Ek dink die interessante ding is en daar's nog nie regtig druk op die aanbod van olie nie, want omdat Iran so baie sanksies teen hulle het, is daar min mense wat by hulle olie koop. So dis nie dit nie, maar ek dink dis maar bekommernis oor die streek se voorsiening van olie. Hoe groter 'n oorlog raak, hoe groter is die kans dat ander pypleidings, ander skeepsroetes ensovoorts ingedrang kom. So ek dink dit sien mens daar. Ek dink die wen was al die plekke waarheen mense gaan as dinge onseker raak. Die goudprys is die lekker voorbeeld daarvan, dit het opgeskiet. Platinum het verlede week ook nie sleg gedoen nie, dat ek nie heeltemal seker is. Dis natuurlik baie goed vir ons mark, hè? Dis goed vir ons en dis goed vir 'n mynbousektor wat eintlik nou ingekrimp het op die laaste 3-4 maande, eintlik bietjie langer al. Ons is al op meer as 2 kwartale van inkrimping in die mynbousektor. So dit bring verligting, hoewel daar's baie produksie-uitdagings en logistieke uitdagings ensovoorts, maar die prys lyk goed, so ja. Dit help altyd 'n bietjie. Ja, en dan as prys goed lyk, winsgewendheid bietjie beter, investering hopelik weer bietjie beter. Hopelik, daar was laasweek bietjie, dit was die April maand mynbouproduksiedata, af op 'n jaargrondslag, maar maand op maand 'n knertsie op, so 0,6%. Ja, dis 'n effense ligstraaltjie daar vir mynbou. Soortgelyke vervaardiging, ook jaar op jaar af, maar maand op maand was daar effense groei gewees. Waldo, wat ek nou eintlik by wil hoor is, geopolitiese konflik wat eskaleer. Tradisioneel sien ons, of ons het nie verlede soos ek nie altyd gesels het. As hulle mekaar handelsoorloë, mekaar skiet iewers of wat ook al, dan sien ons die rand verswak, hulle onttrek, investeerders onttrek uit die rand uit en hulle gaan gewoonlik dollar toe of goud toe of waar ook al, maar die rand verswak. Ons het dit wel nie nou gesien nie. Baie min. Ja, dit het so 'n bietjie geval, verswak, maar ek dink 'n deel van die storie is 'n swakker dollar. So op die dollar indeks is hy weer onder 100. Die redes daar is ook moeilik om uitmekaar te kry. Aanvanklik toe ons laasweek gepraat het, was die markte opgewonde oor, daar's nou 'n raamwerk vir 'n ooreenkoms rondom daai skaars minerale tussen die VSA en China, die Dow Jones loop. Toe later die week, toe sê die Trump-administrasie nee, maar hulle gaan nog vir al die lande briewe stuur oor verhoogde tariewe wanneer die 90 dae nou volgende maand verval. En dit het toe weer die dollar verswak. So ek dink geopolities is daar die hardloop dollar toe as dinge rof gaan, maar daar's nou so baie ander goed in die gang in die VSA dat ek dink die dollar het so bietjie van sy blinkheid verloor wat dit aanbetref. En dit natuurlik dan relatief lyk die rand nie so sleg nie. Okay, so ons het nie noodwendig versterk nie, maar as ons plaaslik kyk, dan is dit dan relatief goeie nuus. Ja, plaaslik is daar nie slegte nuus nie. Die ekonomie verlangsaam. Ons sal hierdie week kom maar bietjie kleinhandel en groothandel data uit wat bietjie iets gaan sê oor waar staan verbruikers. Daar is hier en daar 'n teken die verbruikers
het dit so 'n bietjie taaier op die oomblik. Maar nog niks al wat niemand bekommerd het nie. Kleinhandelsyfers het nog goed gelyk tot nou toe. Maar daar is die gevoel dat miskien is die 2 pot geld gaan nie weer daar wees om te, en dit moet eintlik nie, mense moet hulle 2 potte uitlos. En die rentekoersverlaging was nou net die 25 basispunte. So dalk is daai momentum aan die verbruikerskant, ons sal moet sien, is dit nog daar, is dit nie daar nie. En hierdie week se kleinhandelsyfers, dis ook April maand syfers, gaan ietsie daarvan wys. Kom bly gou dalk plaaslik. Oliepryse is op amper $10, hy's op $74 terwyl ons nou opneem. Die rand wat redelik op 'n sterker of sywaarts bly. Kan dit effek op ons inflasie hê en wat we kan oorspoel na rentekoerse toe? Nie vinnig nie. Nee, ek dink daar is so min ander druk op pryse. Dit gaan ook volgende maand se brandstofprys druk. Net omdat jy op 'n maand tot maand vergelyking van die gemiddelde wisselkoers, gemiddelde olieprys gaan jy nou met 'n hoër olieprys en 'n effens swakker wisselkoers sit. Maar dit vat 'n rukkie om deur te voer na inflasie toe en dit vat ook 'n rukkie voor dit 'n volgehoue siklus van prysstygings word. So ek dink nie ons hoef diep bekommerd te wees nie. Ek dink olie was gister 72 en vandag gaan weer 'n bietjie meer op. So ons sal sien waarheen gaan die konflik. Bly dit by ons het nou julle kernkragvermoëns geneutraliseer en ons gaan aan, of is dit 'n volgehoue oorlog nou? En daar word ander partye ingetrek wat die groot bekommernis is natuurlik. Dit is 'n groot bekommernis daar. Ek vermoed daar was vooraf seker maar 'n bietjie gepraat om net te sê, hoor, ons wil hierdie aanval maak, is julle vir ons, is julle teen ons, en so, ek dink nie, die groot moontlikhede is verras nie, maar hulle is verseker ook nou nie bly, dat so iets gebeur nie. Enige oorlog is sleg vir die ekonomie. Ja, nee, verseker. Wel, die laaste vraag wat ek vinnig weer wil hoor is, die dollar wat nou verswak, geopolitiese konflik, investeerders beweeg gewoonlik terug in die dollar toe, maar daar is nou ander faktore wat die dollar eintlik laat verswak het. Beteken dit, en die goudpryse en silwer en platinumpryse wat op is, beteken dit die dollar word al minder as die safe haven gesien in die wêreld? Ek dink daar is iets daarvan aan die gang. Ons het daar die koop van goud was so half in 2 dele. Die laaste paar jaar was dit ander sentrale banke gewees, die Chinese, die Russe ensovoorts wat maar bietjie uit dollar uit wil kom. Daar was ook 'n groot klomp goud invoer in die VSA in van ouens wat bekommerd was president Trump gaan tariewe op goud sit. So daai het dit ook die prys beïnvloed. Ek dink ons is op die punt waar goud die dollar vervang nie. Ons het nie genoeg goud in die wêreld om dit te doen nie. Maar dat beleggers kyk na ander bates, en as sê maar ons koop dollar en dan Amerikaanse staatsskuld of dollar en Amerikaanse aandele, ek dink dis verseker aan die gang en ek dink die euro gaan die voordeel hiervan kry in 'n ruk in 'n tyd om te kom. Dit is 'n ander plek waar daar baie, om sê bateklasse is waarin jy kan investeer en dit relatief stabiel gaan. Ja. Baie interessant, baie dankie prof. Ek dink daar is seker interessante veranderinge wat kom oor die volgende jaar, 2 jaar en veral met hierdie konflik en waartoe dit nou natuurlik gaan. Maar ons gesels volgende week verder en dan kyk ons wat het gebeur, want ons elke week baie lekker interessante nuus. Dit is so, dankie Jordy. Dankie. Ons gesels weer met Pieter Sieberhagen van FSG vandag. En ons kyk natuurlik bietjie van extras op karre. Ek weet ek het 'n vriend gehad, Pieter, wat nou die dag sy bakkie gesteel is. Almal se bakkies word lyk my deesdae gesteel, maar hy het nogal duur extras op die bakkie gehad en dit het nie noodwendig terugbetaal aan hom nie. Wat sien julle nou in die industrie gebeur? Wel, Johnny, dit is 'n baie goeie vraag en ek is baie relevant wat jy nou vra, want die probleem is, ek dink ons net so 'n bietjie agtergrond gee op dit. Ons weet as jy 'n voertuig gewoonlik koop en jy verseker hom, die eerste keer wat jy makelaar jou vra is om vir jou te sê, gee asseblief my die faktuur. Jy koop hom by 'n handelaar, hy sê gee die faktuur en al die extras wat die voertuig dan op daai stadium op het, is gelys op daai faktuur en die makelaar verseker dan so. Maar nou met 'n verloop van tyd besluit die individu of dan die boer, hy wil beestralies op hierdie bakkie van hom sit of hy wil 'n kappie opsit of jagtralies, dit is 'n baie groot ding op by ons boerkliënte ook, of 'n tipe boelbaar, die ouens wat nou meer hou van die 4x4 ry en dit. En daai goed raak astronomies duur. Ek bedoel, soos jy ook weet, van hierdie kappies kos tot en met 75-80 000 rand. Ons praat van beestralies, jagtralies kos jou baie keer 20-25 000 rand. En die effek is,
jou makelaar en dan nou ook die versekeraar weet nie van hierdie ekstra's nie. So Ja, dan en is dit kom nie outomaties by jou Nee. portier natuurlik en ek dink baie mense se gedagte is my bakkie is verseker. Dit is die ding. Ek bedoel jy sit hom op, jy het destyds die faktuur gestuur, hy is op, maar jy versuim dan om vir jou makelaar te sê sit hierdie ekstra's by en dan is jy onderverseker en op 'n tyd van diefstal of afskrywing of daai tipe ding, dan word dit nie uitbetaal nie. Pieter, ek wil by daai punt, nê. Ek weet ek is redelik sensitief oor hoeveel geld wat ek betaal aan premies in 'n maand. Mens wil nie net goed bysit nie. Wat sal jy as persoon, as individu, as jy nou wegbeweeg van versekering, wat sal jy opsit en wat sal jy nie opsit nie? Byvoorbeeld kleiner items, groter items, maar waar sal jy begin sê oor die yes, hierdie ding moet ek bysit en 'n premie vir dit betaal? Wel, Johnny, ek dink is ook weer 'n goeie vraag. Ek sal nie jou goedkoper goed, soos ek en jy gepraat het voor ons nou hier gesit het, soos jou generiese beestralies. As jy beestralies op jou bakkie sit van R10,000, dink ek is altyd nodig om dit op te sit. Ons weet almal wat kos bakkies deesdae, ons praat van R800,000-900,000 'n bakkie. Ek dink daai gaan so groot verskil maak aan die individu of die boer nie. Ja. Maar as jy nou begin kyk na jou voertuig, wat jy mee Namibië toe gaan, Botswana toe gaan, 'n voertuig wat jy dan nou spesifiek vir 4x4 gebruik en jy sit 120,000 rand se ekstra soos 'n kappie op of 'n bullbar met 'n winch by. Ek sal kan kyk om dit verseker by te voeg, maar dit maak 'n astronomiese verskil wanneer die uitbetaling moet gebeur. Maar kleiner goed dink ek verseker nie. As jy byvoorbeeld net 'n gewone haak op jou bakkie sit. Rubberizing van R3,000 of 'n haak van R6,000. Ek dink dit is so groot probleem nie. Ja. So ek sal maar eerder kyk na jou dieder tipe item sal ek verseker bysit, want dit is waar jou groot verlies kom as haar 'n diefstal of 'n afskrywing sou wees. Skakel gerus vir Pieter as jy verder oor hierdie wil gesels, wat jy verder wil hoor en natuurlik wat sy aanbeveling ook sal wees, wat jy moet ekstra verseker, wat nie, maar ons gaan verseker nog verder gesels in die volgende weke. Daar's baie interessante goed wat ons moet oor gesels oor implemente, verdere goed wat ons vee verseker wat ook onderverseker wees, wat ek ook weet 'n groot probleem is al buite. So baie dankie Pieter, baie interessant. Dankie Johnny, waardeer dit. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by amtrends.co.za vir meer inligting. Al die skakels na ons sosiale media platforms is ook in die beskrywing onderaan. Hierdie episode word moontlik gemaak deur FFG. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.